Vriende, ek gesels met julle vanuit 'n klooster. Hi vriende, hoe kan ek jou help? Baie van julle weet dat ek meditasielesse gee en oor mindfulness skryf. En baie keer as mense dit hoor, dan wil hulle nou 'n grappie maak, né? Vir al die wat nie weet van mindfulness nie, dan sê hulle, hoe gaan dit met jou chakra? Of hulle sê, leer vir my 'n mantra. Hulle het nou seker 'n fliek oor Indië of iets ergens gesien, né? Nou ek kan nie eintlik vir hulle help nie, want chakra en 'n mantra is nou nie eintlik die tipe goed wat ek doen nie. Ek doen nou maar stilword tegnieke en kom in terug na die oomblik en so aan. Maar ek wil vandag ietsie sê oor die woord mantra, né? Die woord mantra beteken eintlik 'n ding wat jy oor en oor opsê as 'n vorm van 'n meditasie, né? Dit kan nou hang af wat jou taal is of waar jy vandaan kom, 'n ander iets wees. Ek ken nie baie mantras nie, maar ek het 'n wonderlike meditasiemeester, sy zenmeester Hyla Downey. En sy het vir my 'n mantra geleer wat my soms nogals help, want ek vind dit genesend en helend. En ek wil daai mantra vandag vir julle gee. En daai mantra gaan so: hoe kan ek jou help? So, ek staan vandag hier en praat, want ek wil julle wys hoe lyk die plek waar ek bly. Ek is in die weste van Frankryk, in die Abbé Saint-Pierre de Solesmes, dis in die Loire-Vallei, daar is sy agter my, dis die klooster, né, van die Benediktynse orde. Daai vensters is waar die monnike se slaapkamers, mens noem dit eintlik hulle selle is. Daar binne is die kombuis en die eetsaal, die refektorium. Monnike loop op en af in hulle swart gewaad, soos Obi-Wan Kenobi, en ek is bly daar tussen hulle, want jy mag vir 'n tydjie by hulle kom bly. Baie mense sê, hoekom wil jy in 'n klooster bly? Is dit nie soos Kamp Staaldraad nie? Hulle vat seker al jou kos en klere af en doen vreeslike goed aan jou. Dan sê ek, ja, maar dit is nie al wat gebeur nie. Daar gebeur ook baie mooi dinge in 'n klooster. En een ding wat hier gebeur by Saint-Pierre de Solesmes, bietjie soos mantra, dit is die wêreldse hart van Gregoriaanse dreensang. Nou Gregoriaanse dreensang is 'n 15 eeue oue vorm van musiek, pleinliedere, en 7 keer 'n dag kom die monnik bymekaar en dan sal hulle tekste, psalms en so aan voordra in Gregoriaanse dreensang. Hele dag uur na uur dreensang. So klink dit, né? En jy kan daar sit en dit saam met hulle meemaak, en dit kan nogals baie mooi wees, né? Dit voel so af asof die sang jou siel meevoer na die hoogtes om daar te draal tussen die marmer gotiese suile van die kapel. Ek vind wel die laaste 3-4 dae sukkel ek so bietjie om meegevoer te word deur die sang, want iets in my is nie heel nie, en iets in my is nie lekker nie. Ek het naamlik net 'n stukkie slegte nuus gekry voor ek Suid-Afrika verlaat het. Nou het ek probleme daai kant wat ek niks aan kan doen nie, en plek dat ek hierso sit en verhef word deur die sang in die gotiese kathedrale, sit met 'n bietjie kwaad, bietjie gestres, bietjie bekommerd en dink aan ander dinge. Vanoggend raak ek wakker en 'n stemmetjie sê vir my, ek het nie heel pad Frankryk toe gevlieg om te sit en worry oor my probleme nie. Ek kort medisyne. En al medisyne wat ek het, is 'n mantra. En daai mantra lui so: hoe kan ek jou help? So toe loop ek na die kombuis, en ek vra vir die monnik wat daar so werk, hoe kan ek jou help? En hy laat my water in die kruike skink, en hy laat my borde stapel, en hy laat my die tafelblaaie skoonmaak, voordat almal vir ete aansit. En nou kan ek aan die dreensang deelneem. Vriende, daar is iets helend daaraan om te besef die lewe gaan nie oor jou nie, en jy is nie die eindpunt van jou storie nie. Ek wil dit weer sê, daar's iets helend daaraan om te besef die lewe gaan nie oor jou nie, en jy is nie die eindpunt van jou storie nie. En veral in meditasiekringe kan ons baie keer mindfulness doen, presies om die verkeerde rede waarvoor dit uitgedink is. Ons sal sê, mindfulness is om terug te kom na die hier en nou, want die verlede is hartseer en die toekoms is stresvol, maar hier en nou is alles vreedsaam en lekker. Nou, ons weet dit is bog, nee, want hier en nou het jy miskien kanker, of jy is miskien werkloos, of jy het iemand weg van jou wat jy by jou wou gehad het.
Ek is bevoorreg, ek het meditasie geleer by Hela Downie Zenmeester, wat vir my gesê het, om hier en nou te wees, om terug te kom na die oomblik en deur jou sintuie te lewe, is nie iets wat jy doen vir die lekkerte nie, maar omdat, as jy hier is, en jy is teenwoordig, en jy luister, kan jy die smartkrete van die wêreld op hierdie oomblik hoor, want iemand het jou nodig, iemand vra jou hulp, en jy kan hulle net hoor as jy hier is. As jy met jou gemoed, met jou hart en met jou houding kan sê, hoe kan ek jou help? En 'n vreemde ding gebeur as jy jouself en jou eie behoefte aan lekker kry kan neerlê en kan sê die lewe gaan nie oor my nie. Jou lewe maak ook 'n klein bietjie minder seer. En so vriende, ek hoop nie dit het net 'n prekerig geklink nie, maar dis eintlik al wat ek julle vandag vir gegee het. Jou lewe gaan nie oor jou nie en dit is die beste nuus wat daar is. So van tyd tot tyd as jy kan, as jy voel jy is 'n bietjie stikkend, as jy voel jy het genesing nodig, kyk of jy kan stilstaan, draai na iemand, doen dit saggies, doen dit hard, of doen dit in Gregoriaanse dreumsang en sê, hoe kan ek jou help? Manier hoe ek jou graag sal wil help, is volgende maand in Oktober het ons meditasie werkwinkel in die Kaap, in Melkbosstrand. Ek sal hier onder ergens die details sit, en daar gaan ons leer hoe om na die oomblik terug te kom, hoe om deur ons sintuie te leef en stil te raak, sodat ons kan help, want vreemd genoeg, dit is 'n help dat ons genees, en dit is 'n sorg dat ons blydskap vind. En ek hoop julle sal saam met my hierdie pad loop. Ek gaan nou in, want ek is weer gereed dat my gees deur die dreumsang meegevoer gaan word. Vriende, hoe kan ek jou help?